Goeiedag julle almal, ek hoop dat dit sommer baie goed gaan, hoop julle het 'n mooi week gehad en so deur hierdie kwartaal, dat dit sommer 'n lekker kwartaal by die skool ook is. Ek weet daar's nou toetse en allerlei dinge wat geskryf word vir party van die kinders, maar dis ook lekker om jou kennis te toets en veral as mens mos nou goed doen en jy weet hierdie werk geken, dan is dit altyd lekker. Ag julle, daar's vanoggend sommer nie baie afkondigings wat ek met julle wil deel nie, maar een stukkie hartseer nie. So miskien het baie van julle gedeel is 'n tannie wat in ons gemeente nogal baie betrokke was en baie mense ken nou ook tannie Lita Kotse. Sy is in die week oorlede en ons dink sommer aan haar seun en haar familie en ons vra dat julle vir hulle almal, haar familie en haar vriende in julle gebede sal hou. So ja, dit laat ons ook dink oor ons eie lewe, nê, om die Here te ken en om naby hom te leef en vandag gaan ons ook so ietsie eintlik daarvan hoor ook. Maar vanoggend wil ek sommer net vir julle sê dat julle moet onthou die Here is vir julle baie baie lief en dat hy regtig waar vir julle baie goed is ook. Ons hoor eintlik die Here is ons herder en ons kom niks kort nie. So die Here is soos 'n herder wat skape oppas en hy gee regtig waar baie om vir hulle. En dat ek en jy is ook soos een van daai skapies. En met hierdie woorde groet ek julle vandag in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons neem eers 'n tydjie en dan luister of sing ons die volgende 2 liedjies sommer baie baie lekker saam. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm singing yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, amen. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm singing yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, amen. I'm singing yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord, amen. Weet jy dat Jesus jou liefhet? Weet jy dat hy baie van jou hou? Sommer net soos jy is, want jy's kosbaar en spesiaal vir hom. Weet jy dat Jesus jou vriend is? Weet jy dat hy altyd sal hoor as jy hom vra om jou te wys hoe kosbaar en spesiaal jy vir hom is? Hoe kosbaar en spesiaal
jy vir hom is. Ons sê julle, dankie, dis altyd lekker om die Here te loof en te prys, of miskien sommer net van daai musiek te hoor, en dit eintlik so in ons harte te ervaar en in ons lewens, en te weet die Here is vir ons so goed. En dan is al 'n manier hoe ons maar vir die Here ook teruggee, eintlik verskillende maniere. Partykeer is ons goed vir ander mense, partykeer deel ons sommer iets met hulle, en een so gedeeltetjie wat ons ook teruggee is om weer na die kerk se kant toe weer 'n dankoffer te gee, en daai geld word weer ook gebruik binne in die koninkryk vir die Here se werk. Baie dankie vir elke keer wat julle ook ietsie gee. Ons waardeer dit regtig baie. Daar is baie werk wat gebeur binne in die gemeente en vanuit die gemeente. Dinge wat ons hierso doen en sommer dinge wat ons buitekant ook doen, en mense waarby ons uitkom en projekte waarby ons betrokke is, en klomp goeders wat gebeur. So dankie daarvoor. Dit alles help ook so binne in die Here se koninkryk. Julle, kom ons maak ons oë toe en dan bid ons ook saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u goedheid in ons lewe. As ons gaan stil sit en ons begin dit neerskryf en daaroor dink, of elke dag sou ons iets in 'n houertjie moes gooi om te sê, dankie Here vir hierdie ding, dan sal ons mooi moes begin dink, wat is dit wat ons voor dankie wil sê, en dat dit nie maar die gewone dinge is, soos om kos te hê en 'n slaapplek te hê nie, maar miskien juis om gesondheid te kan hê. Of miskien het daar vandag iets gebeur in my lewe en iemand wat 'n gesprek met my gehad het wat vir my baie beteken het, en dan kan ons daarvoor dankie sê. Miskien het ons 'n vers in die Bybel raak gelees wat vir ons so uitgestaan het wat ons nog nooit ooit gesien het nie. Kan ons vir u dankie ook daarvoor sê. Miskien is dit selfs om te voel dat ek was iewers ter verlore en ek weet nie of ek die Here geken het nie, en dalk het ek nie maatjies gehad nie, en dan het u dit vir my gegee. En dan kan ek vandag vir u ook dankie sê daarvoor. En Here, wanneer ons vandag uit die Bybel uit lees, dan wil ons ook bid en vra dat u vir ons sal help om dit te kan verstaan, en om dan hierdie boodskap regtig in ons harte in te neem. En dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou ja, julle, ek wil vandag sommer 'n aktiwiteitjie ook doen. So ek het 'n lekker blik hierso, nê. En in hierdie blik is al 'n klomp sweeties. So kyk gou hierso. Miskien kan julle sien. Nou ek het gedink, as ek by die huis kom net, nou gaan ek hierdie aktiwiteit met my kindertjies doen. So wat ons gaan doen is, hulle moet 'n lekker goed kies. Nou hierso is perses en blou, maar dan is daar net een pink enetjie. En hulle mag nie een van daai lekker goed eet voordat hulle nie die pink ene kan opspoor wat verlore is nie. So nou gaan ons hulle uitvang. Hulle mag ook daarom nie almal op een slag eet nie. Hulle moet dit maar mooi bære en later dalk eet of so, nê. Maar kom ons kyk, nê, hoe voel dit nou? So kom, ek gaan nou sommer so begin soek al. Dis nog net perses en bloues. Hierso is nog 'n klomp. Nog perses en bloues. Hier's al baie lekker goed, en ek dink mense mond water al so. Miskien vir 'n blueberry en weet nie wat die ander goeders ook dalk is nie. Ek hoop nie blou is bubblegum nie. Ek hou nie baie daarvan. Maar julle, dit lyk of my net of die pers en blou is. Kom ons gooi hulle hierso. Is nog. Ek raak nou sommer al self lus vir hierdie lekker goeders. Hier's nog. Ag nee man. Ek wonder nou of is daar nou regtig 'n pink een. Kom ons soek. Daarso. Hier's die pink enetjie. Sien julle hom? Hier's 'n lekker mooi pink ene. En nou kan ons van die ander lekker goed ook begin eet. Maar julle, hierdie aktiwiteit laat my net so 'n bietjie dink aan 'n storie in die Bybel wat ek vandag vir julle wil saam lees, en dit kom uit Lukas 15 uit, en dis vers 1 tot 8 wat ek saam gaan lees. Hoor mooi, ons gaan so 'n bietjie net nou deur dit praat ook. Dit sê, al die tollenaars en die sondaars het na Jesus toe gekom en om na hom te luister. Maar die fariseërs en die skrifgeleerdes het begin kla, en hulle het gesê, hierdie man, dis nou Jesus, kuier by die sondaars en hy eet saam met hulle. Toe vertel Jesus vir hulle hierdie volgende gelykenis, 'n storie. En hy sê, as daar 'n man by julle is wat 100 skape het en een van sy skape raak weg, wat doen die man? Hy los die 99 skape in die veld en hy gaan soek
daardie een skaap wat weggeraak het, totdat hy dit kry. En as die man die skaap kry, dan is hy baie bly en hy tel die skaap op sy skouers. En wanneer hy by die huis kom, dan roep hy al sy vriende en sy bure en hy sê vir hulle, julle moet saam met my bly wees, want ek het die skaap gekry wat weg was. Ek sê vir julle, sê Jesus toe nou, ek sê vir julle, so sal almal in die hemel bly wees, wanneer een sondaar verander en doen wat die Here wil hê. Hulle sal blyer wees oor hierdie een sondaar as oor die 99 wat dink hulle lewe reg en dink dit is nie nodig om te verander nie. Nou, hierso is 'n paar goedjies wat mense in hierdie boodskap moet raak sien. Baie mense dink dat Jesus vertel hierdie storie of hierdie gelykenis van die 99 skape, omdat hy eintlik sê dat as daar een skapie is wat weg is, dan sal hy gaan en hierdie skapie gaan soek. Nou moet mense eintlik mooi verstaan dat dis nie eintlik regtig waar skapies nie, eintlik verwys hy na mense. So om te sê, as daar nou een persoon is wat eintlik hom nie ken nie, dan sal die Here agter hom aangaan tot hy hom leer ken. Maar eintlik is daar iets anders in hierdie storie wat ons moet hoor. So hoor gou wat staan daar in die begin. In die begin staan daar al die tollenaars en die sondaars. So in daai tyd het die mense gedink dis slegte mense. Die tollenaars het tolgeld ingesamel, soos by die tolhekke, maar hulle was oneerlik. Hulle het die mense se geld eintlik vir hulle meer gevra. As hulle nou moet R10 betaal om deur te gaan, dan sê hulle nee, geef my R20, anders moet jy maar omdraai en teruggaan. En dan moet die mense nou maar R20 betaal. Dan steek hulle R10 in hulle sak en sit R10 daar waar die geldjies moet gaan vir die tolgeld. So het hulle mense vir hulle gejok en hulle uitgebuit en dan hulle geld gesteel. En dan praat dit van ander sondaars, daar sondes wat ons in die Bybel hoor, en mense sou byvoorbeeld gesê, dis mense wat nie na die tempel toe gaan of na die kerk toe gaan nie, en dis mense wat die hele tyd dronk is, en mense wat lelik praat, en mense wat lelik is met kinders en sulke goeters, en so is daar baie sondes in die Bybel wat ons van hoor, en dan is dit eintlik sleg, dan klassifiseer mense of praat hulle van hierdie mense as sondaars, dis mense wat nie naby die Here geleef het nie. Maar al hierdie tollenaars en sondaars het na wie toe gegaan? Hulle het na Jesus toe gekom om na hom te luister. Hoor hoe mooi is dit eintlik, nee, hulle het kom luister na sy woorde. Maar dan was al ook die fariseërs en die skrifgeleerdes gewees. Hulle was eintlik die kerkmense gewees van daai tyd. En hulle, die kerkmense, het begin kla en gesê, hierdie man, Jesus, kuier by die sondaars en hy eet ook saam met hulle. En julle so eintlik is hulle dan nou kwaad vir Jesus. Maar ons sou mos nou eintlik gedink het dat as daai mense wat sondaars en tollenaars is, wat eintlik die Here so nodig het, wat hulle lewe moet verander, wanneer so iemand na Jesus toe kom, dan sal ons bly gewees het daaroor, of sal die mense baie bly gewees het daaroor, wanneer so 'n persoon na Jesus toe kom. Ons sal dink dat Jesus se kinders sal sê, dis wonderlik, daar's nog een wat bygekom het, wat ook een van Jesus se kinders geword het. Maar dis nie altyd waar nie. Dis nie altyd wat gebeur nie. So Jesus vertel in hierdie gedeelte dat die skrifgeleerdes en die fariseërs, die kerkmense, was eintlik kwaad geweest vir Jesus daaroor. Hulle was nie bly dat hierdie mense wat vir God nodig gehad het, na Jesus toe gekom het nie. En dan het hulle sommer gou begin kla en gesê, Jesus spandeer sy tyd saam met sondige mense, en hy eet ook sommer saam met hulle. Dis lelik wat hy doen. So hulle was kwaad geweest vir Jesus. Eintlik het hulle gedink dat daardie slegte mense, daardie sondige mense, mag nie naby Jesus kom nie. Of ook dat mens mag nie hulle naby jou ook dan bring nie. En weet julle wat? Partykeer doen ons dit ook ongelukkig. Ons is maklik om te sê, kyk wat het die fariseërs en die skrifgeleerdes in die Bybel gedoen, en dit was verkeerd van hulle. Hulle moes toegelaat het dat daai tollenaars en die sondige mense aan Jesus toe gekom het. Maar julle, die hartseer daarvan is dat partykeer in ons lewe doen ons dit ook sommer maklik. Ons dink soms dat mense is nie mooi nie, en partykeer vertel ons ook vir ander mense hoe sleg hulle is en watter lelike dinge hulle gedoen het. So kyk, met daai persoon moet jy net nie vriende wees nie. Of ons dink miskien dat by die skool is 'n maatjie lelik met ons, so ons moet vir hulle een kant toe skuif en glad nie met hulle maatjies wees nie.
ons kan maar ons rug op hulle draai, want ons dink ons is beter mense as hulle dalk. Nou dit is baie waar, dat ons moet ons vriende mooi kies, want partykeer kan mense so slegte invloed op ons hê, dat ons ook met die lelike dinge begin besig raak. Ons moet altyd onthou dat ons naby die Here moet leef en ook dat ons goeie vriende moet kies want hulle help ons om op 'n goeie manier vorentoe in die lewe te gaan. Maar dit beteken nie dat ons lelik moet wees met daardie mense wat eintlik die Here so baie nodig het nie. Partykeer het hulle maar net baie seer hierso binne in hulle hartjies en hulle ken nie die Here nie en hulle weet nie om op te tree nie. En hoe gaan hulle hom ken as ons nie vir hulle dit kan vertel of vir hulle wys hoe is dit om beter te leef nie? So, eintlik kos dit ons niks om met iemand vriendelik te wees nie, om ook te probeer kyk en die mooi in hulle lewe raak te sien en dit vir hulle uit te wys, of ook oor ietsie mooi te praat by ander mense van hulle. Ons hoef nie hulle lelike dinge te vertel nie. Miskien selfs maak 'n maatjie partykeer ander maatjies seer of sê vir hulle lelike dinge, omdat hulle self nie eintlik maatjies het nie. Binne in hulle hartjie verlang hulle net na 'n maatjie. En as daar dalk so iemand miskien hier een kant staan en hy of sy het nie maatjies nie en julle groepie is daar by mekaar, kan mens maar altyd vir hulle vra, hoorie, kom staan hierso by ons en kom kuier ook saam met ons. Dit is eintlik wat Jesus gedoen het. Hy het daai mense na hom toe aangetrek en eintlik al wat hy gedoen het is, hy het net God se liefde vir hulle gewys en vir hulle gesê, weet julle wat, die Here kan julle red en hy is vir julle baie, baie, baie lief. Maar ongelukkig die mense, soos die skrifgeleerdes en die fariseërs en partykeer ons ook, is dan kwaad daaroor wanneer ander mense mooi is met sulke mense. Dit is vir ons makliker om daai mense wat nie so mooi optree nie, maar liewerster daar een kant te hou. En julle, eintlik moet ons so bly wees wanneer iemand hulle lewe verander, wanneer iemand die Here leer ken en wanneer ons 'n goeie invloed op hulle lewe kan hê. Natuurlik moet ons mos nou mooi dink, wat is dit wat hulle in ons lewe inbou, is dit goed of is dit sleg? En ons moet net die goeie altyd vir onsself vat. Maar eintlik wil die Here hê dat ons moet ook moeite doen met daardie mense wat hom nog nie ken nie en wat hom so nodig het. Want Jesus is bly oor so iemand wat hom leer ken. En julle, dis amper soos hierdie klompie sweeties. Ons kan nie regtig die sweeties geniet of God kan nie regtig waar bly wees oor al die kinders wat hom ken as daar een is wat verlore is nie. Die verlore een moet ons vind en God wil hê of Jesus wil hê dat hy by die ander moet bykom of sy by die ander moet bykom sodat ons almal saam die Here se goedheid eendag kan geniet. Ons moenie sê, ag nee, wat daai een is sleg en hy of sy kan maar verlore gaan. Dis nie nodig om hom of haar te hê nie. Nee, Jesus is bly wanneer daai een wat anderster is ook bykom en ook een van sy kinders word. En so moet ons ook bly wees daaroor. Dis wat die Here van ons vra, as ons sy disippels is, sy kinders is, sy volgelinge is, dan sê hy, dan moet ons met almal mooi wees, dan moet ons hierdie boodskap met almal deel, dan is die Here se liefde vir almal. En ons kan nie kies of ons party mense wil wegskuif en dink dat dit is nie, hulle is nie goed genoeg vir die Here nie. Nee, so moet ons maar weet dat ons die Here se liefde en sy genade nodig het en ook al die ander mense. So kom ons wees saam bly wanneer daardie een verlore skapie dan gevind word of daardie een persoon wat nie die Here ken nie, wanneer hy of sy die Here leer ken. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons ook kan weet, iewers het U maar vir ons geroep en op U naam nader na U toe getrek. En Here, ons was dalk ook verlore, maar ons het U leer ken. Of dalk is ons daardie een skapie wat nog nie vir U regtig waar ken nie, en ons het U nog nodig. Wil U asseblief vir ons dan help om U te leer ken, en om dan altyd die liefde met ander mense te deel. En nog meer is dit, dat ons bly sal wees wanneer mense U leer ken, en wanneer hulle een van die kinders ook dan word. Dat ons nie soos die skrifgeleerdes en die fariseërs sal wees, wat sê, kyk saam met wie spandeer Jesus sy tyd, of kyk saam met wie spandeer ander goeie Christene hulle tyd nie. Here, laat ons nie daaroor bekommerd wees oor wat mense sê van ons nie, maar dat ons die liefde net so baie sal uitleef teenoor almal. Dankie Here, dat ons weet U is vir ons lief, en dat U ook vir ander mense lief is, en die liefde beteken vir ons so baie.
En dit bid ons in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Julle, baie dankie dat julle geluister het na hierdie boodskap en mag julle 'n mooi week hê en mag julle ook sommer regtig waar in hierdie week die Here se seën beleef. En dan is julle welkom om volgende week by ons tekkiesdiens sommer self in te skakel by die kerk, waar ons altyd lekker by mekaar kom, al die gesinne saam. Of as julle dan nie anders kan nie, om ook sommer die boodskap weer te luister. Mag julle 'n mooi week ook hê. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen.